OK, kom ons maak net so. Here, dankie dat U vir ons hierdie woord vars uit die oondheid gebring het en dat dit vir ons vernuwing gaan bring en ons seën ook almal op vakansie en almal wat die woord hierna gaan luister en laat die woord sag val en vars val op ons gees en op ons hart en ons siel in Jesus naam. Amen. Ek sê vanoggend vir Andrie, my een vriendin, hierdie is vir my persoonlik een van die mooiste woorde wat die Here vir my nog ooit gegee het. En ons gee al 10 jaar klas, so ek hoop julle ervaar dit ook so. Hy het vir my nuwe goed gewys en die reeks wat ons nou mee begin is hoe om joernaal te hou. Nou, wie van julle hou joernaal? OK. Elise, jy het 1% gekry, het jy hom al begin gebruik? Ja. O, goed. Wat is die rede, hoekom hou julle joernaal? Wie wil bietjie deel? Elsa? Weet jy, ek hou die joernaal om my emosies, om al my emosies neer te skryf. Okay. Ek het deur 'n baie donker tyd gegaan toe my kinders almal geëmigreer het, want ek het gewonder hoekom en waarom. Ja. En dis waar ek my emosies en al my goed neerskryf wat ek binnekant voel. Goed, om al jou emosies neer te skryf. En Goed. Weet jy, en ek het al nagedink, ek het 'n skoonsussie, sy is nou die een wat haar kind het saam, dis eintlik my skoondogter. En toe kry sy in 2020, haar man is op die jag van sommer so kort, en sy gaan jag en die Saterdag het hy net gesê hy gaan slaap. En hy was ook so diep, mense het altyd gesê, God gaan nie op die lekkerste plek en kom op die jag nou. En 2 maande daarna toe word sy diagnoseer met longkanker. En sy het alles in die joernaal geskryf. En eers toe sy dood is, sy het net altyd hierdie smile opgehad en sy was hierdie, sy het nooit gekla oor haar. En eers toe sy dood is, toe kry ons al die joernale. Ek het toe en die kluis was al met God. En dit het my aangevuur om my eie joernaal. Amen. Was al die notas? Ja, so jy het dit al. Dit is presies wat ons vandag gaan doen. Dis die rede. So ek het vir hulle wat nou baie welkom is, so bly julle begin so aankom hierso. Gevra Elsa, sy gaan nou satellietstudent word, maar sy sê dis om haar emosies, haar swaar kry neer te skryf en nadat 'n vriendin van haar dood is, het hulle haar joernale gekry en sy het basies voortbly leef in daai joernale. Nee, ek maak sommer nou nie so kortliks saam. En dit is vandag sinne gaan ons dan nou spesifiek kyk na jou joernaal as instrument op jou pad van genesing en dan geestelike volwasse wording. Dis nou ons eerste tema vir die eerste week en ek dink ons gaan dit oor 5 sessies doen, maar dis kosbaar. Nou, die eerste ding wat ek wil hê ons moet nou kyk, wat is 'n joernaal nie? Is dit 'n Bybelstudieboek? Nee. En ons moet dit verstaan, mens hou Bybelstudie en jy bestudeer jou Bybel en jy lees hom van voor tot agter of 'n boek van voor tot agter. Maar 'n joernaal het 'n ander funksie. 'n Joernaal is jou hartstyd wat jy met God spandeer, wat hy met jou praat. Jou Bybelstudietyd is as jy Bybelskool toe kom op 'n maandag aand of laaskwartaal se kursus, jy bestudeer die Bybel. Dis amper harde werk, want jy moet die Bybel leer ken en saam met dit bederf die Here jou tussenin. Maar jou joernaal is jou geheime boek. Dit is waarin jy jou woorde wat jy met die Here praat, wat jy neerskryf. En dis hoekom jy skryf privaat bo op jou joernaal as daar kinders is wat hom in die hande kan kry. Dalk moet jy juis nie, want dan gaan hulle juis wil kyk wat staan in hom. Maar dit is net vir jou oë en nie vir Jesus se oë nie. En dan wat ek ook vir jou wil aanraai te doen is, salf jou joernaal met die bloed van Jesus Christus. Want ek gaan vandag vir jou leer die krag van woorde en ons gaan leer om nie meer so baie te praat met mense nie. Ons gaan met die Here begin praat. Want ons het 'n gevalle studie, ons gaan kyk wat gebeur met daai persoon en sy vriende vandat hulle begin praat. En hoe daar vir hom genesing gekom het. So 'n joernaal is nie 'n Bybelstudieboek nie. As jy byvoorbeeld kyk na Matteus, Markus, Lukas en Johannes, daai 4 evangelies en dan Handelinge. Handelinge is mos die 5de evangelie.
Lukas het die boek Handelinge ook geskryf. Nou gaan jy sien, Lukas byvoorbeeld, as hy begin met die boek Lukas, dan sê hy, ek skryf nou die gebeure neer. Daar was getuienisse wat getuig het, en ek het baie navorsing gaan doen, want hy was hierdie analis. Hy wou seker maak sy feite is korrek en dan begin hy neerskryf wat hy dit gaan toets met ander getuies. So jou evangelies en die boek Handelinge is byvoorbeeld, jy kan amper sê 'n geskiedenis Bybelboek. Hoewel daar baie skatte ook binne is. Maar dan watter boeke in die Bybel kan jy gaan gebruik as voorbeelde van 'n joernaal waar iemand met die Here gepraat het? Die Psalms, definitief die Psalms. En? Job, het julle nou daar gekyk? Nee. Het julle dit vanself? Wow, well done. Job, definitief. En dan Song of Songs. Die boek Hooglied. En ek gaan vir jou vandag leer, as jy nog nie bekend is nie, die Passion Translation, se Song of Songs, is soos in beeldskoon. Maar ek gaan nou vir jou 'n bietjie wys. Nou, so ons sê daai 3 Bybelboeke is goeie voorbeelde as jy wil leer hoe om joernaal te hou. Om byvoorbeeld te gaan kyk na Dawid. Sy wrogings, sy pyn, sy sonde, sy goeders wat hy neerskryf en dan sy kwaai in die vlees as hy neerskryf. Het julle dit ook al ervaar? Jy worstel met hierdie emosies, jy's kwaad vir die Here en jy's kwaad vir jou man en jy's kwaad vir jou kind en vir die persoon wat die werk en dan begin jy dit neerskryf en wat gebeur dan? Soos wat jy neerskryf, dan kry jy al hierdie vleis uit jou uit, al hierdie eie ek uit jou uit. En dan begin die Here jou bedien. En dan slaan jy jou Bybel oop en dan gee hy vir jou 'n skrif. En met jou joernaaltyd wil ek jou ook aanbeveel, minder is beter. So in plaas van 10 hoofstukke in daai tyd te gaan lees, vat liewer 1 of 2 versies dat die Here met jou praat. En ek weet Nina is baie visueel, ek is ook visueel en dit is nou jou huiswerk vir oor 2 weke. As jy wil, gaan soek 'n Psalm en verkieslik een van Dawid se psalms. En dan gaan mediteer jy om dit en dan gaan probeer jy vir jou 'n mindmap optrek. Weet almal wat is 'n mindmap? Wie weet nie? Weet jy nie? Jou body language sê vir my jy weet nie. Okay. 'n mindmap is 'n fantastiese studiemetode. Dis as jy byvoorbeeld 'n hoofstuk of 'n vers vat en jy gebruik wolkies. En dan gaan jy byvoorbeeld die tema, sê maar, die Here praat met jou, sê maar Psalm 51. En dan kyk jy wat die hoofopskrif is, en dan gaan die Here vir jou sekere punte, of jy kan net 1 versie vat, vir jou, begin uitlig. Soos byvoorbeeld, ek maak dit nou baie basies, Dawid se sonde. En dan gaan dit praat hierso, later in die Psalm, praat die Here met hom oor vergifnis. En dan so wat jy doen is jy vat byvoorbeeld net 'n vers of 2 verse en jy probeer hom vir jou, ek teken partykeer wat ek lees. Ek sal 'n stopmannetjie teken en myn of 'n stopdogtertjie, ek gee dan vir myself 'n rokkie. En dan, want ek maak dit, wat is mediteer is om te gaan kou en te herkou. En dan begin jy skryf, en jy kan regtig net met 'n versie, dan begin jy goeters jy inskryf. Dan kan hier kan jy nou jouself teken. En dan lees jy maar Dawid het gesukkel met, ons weet nou dit was oorspel en jaloesie of wat ook al, en dis nou nie ons nie, maar dan skryf jy daai ding neer waarmee jy sukkel. En dan kom jy by vergifnis en dan lees jy versie daar, byvoorbeeld in die Psalm wat die Here sê, maar ek spreek jou vry, ek is lief vir jou, ek vergewe jou. En dan skryf jy daarin, God sê, ek is lief vir jou. So jy maak dit 'n visuele prentjie, baie basies van wat jy lees in die Bybel. Gaan probeer net daai een vir oor 2 weke. En dan, soos Nikkie is 'n kunstenaar, sy gaan nou 3-dimensioneel en skaduwees en klere en goed insit, Nina ook, en baie van ons gaan net 'n wolkie en 'n stokvroutjie teken, en dis okay. Maar wat dan lekker is, dan vat jy jou klere, en dan begin jy inkleur in 'n rooi pen en 'n swart pen, en dan begin jou gees opneem wat jy lees.
Goed, vat julle die uitdaging. Jy's ook 'n kunstenaar, baie goeie kunstenaar. Wie's nog kunstenaars hierso? OK, goed. Althea kan gaan hekel wat sy lees daarso. Goed, nou wat gaan gebeur? Die gewone Bybel, die res van die Bybel wat jy lees, baie keer die hele Bybel raak uiteindelik vir jou materiaal vir jou joernaal. Want jy gaan 'n vers lees en dan gaan daai vers uitstaan. Jy gaan voel, dit praat met my. Ons noem dit rhema woord. Jy voel, maar daai skrif is net vir my. Dan skryf jy hom neer in jou joernaal, daai versie. Of terwyl jy hom lees, dan hoor jy jou man se naam. Dan skryf jy daar, Psalm 51:10, Sarel. En dit mag wees dat die Here wil hê jy moet dit dan begin bid oor Sarel. Of jy moet dit later in die dag as Sarel jou sê hy kry swaar of Sarie, jy sien haar vanmiddag en sy kry swaar en dan besef jy maar die Here het vanoggend vir my die skrif gegee wat sy nodig het. En omdat jy dit neerskryf, onthou jy dit. Dis seker die belangrikste rede, buiten ons emosies wat ons vir die Here gee, is dit help ons om goed te onthou, want onthou die Here praat gees tot gees, dis onmoontlik dat jy alles kan onthou. So jy hou rekord van God se gesprek met jou. Dan is daar 3 fases, dis nou vir die een van geestelike groei, wanneer jy joernaal hou. Die eerste fase is as jy 'n jong Christen is. Nou, ek weet nie van julle, maar toe ek net begin werk het, toe ek begin joernaal hou, en ek het hierdie swart boeke, ek het 'n paar elke jaar vol geskryf, want ek was nog baie jonk in die gees, en die meeste van dit, as jy 'n jong Christen is jy doen al die praatwerk. Jy skryf, jy sê vir die Here hoe ek voel, presies so Elsa gesê het, jy skryf en jy skryf en jy skryf, en jy kry jouself jammer, en jy gee jou pyne vir die Here, en jy gee jou vrese, en jy sê vir die Here, ek voel so selfbewus, ek glo nie in myself nie. So op daai stadium, as jy 'n jong Christen is wat begin joernaal hou, dan gaan jy die meeste van die praatwerk doen. Maar nou, wat gebeur? Nou lees, nou skryf jy, en jy kry alles uit jou uit. Help dit? Help dit? Ja. Wat is die beste, om alles in die joernaal te gaan skryf, of af te gaan pak by jou selfgroep? Om te skryf, maar die jong Christen is die mense wat by 'n selgroep kom en dan ryg hulle die derms uit vir 2 ure. Die res wil gek word. Want dis nie die plek om dit te doen nie. Want wat gebeur nou, die persoon sy selfbejammerende Martie Martelgaai amper, ekskuus dat ek dit so kras hier, die woorde lê daar, ons fokus nie op die woord nie, en die duiwel het daai woorde om te vat en om mee te gaan hardloop. Maar as jy dit vir die Here gee, nou het jy dit neergeskryf, en wat nou gebeur, nou slaan jy die woord oop, en die Here gee vir jou iets, en hy begin jou bemoedig. En as jou huiswerk vir volgende keer, gaan vat een van Dawid se psalms, dan gaan jy duidelik kan onderskei, hier praat sy vleesdimensie, en hier begin die Here hom antwoord. En gaan soek dit, gaan probeer dalk 'n mindmap van so ene te maak. En dan wat jy doen, daai goeders wat jy nou vertel het vir die Here, hoe kwaad is jy vir jou man? Wie was nog nooit kwaad vir jou man nie? Wie het nog nooit jou koffer gepak om te waai nie? Ek het julle vertel, ek het my koffer dikwels gepak. En dan sê ek vir, want jy manipuleer en jy's in die vlees, dan sê ek vir hom, ek gaan nou loop, en dan is ek so bang, ek probeer my nie keer nie. So, ons was almal daarso. Jy sien, dis die jong Christen. So wat jy doen, as jy daai emosies en woede en onvergifnis goed neergeskryf het, as jy kan, en dis hoekom die joernale lekker werk, dan skeer jy daai blaaie uit. Jy hou dit nie in jou joernaal nie. Want die duiwel wat hy doen, hy sal laat jou oor 2 jaar weer daar blaai. En dan jy al vergeet van wat jou man vir jou gesê het. Maar hy herinner jou, want hy wil hê dat al daai vlees-emosies terugkom by jou. So jy skeer dit uit of brand dit, of as jy nie kan uitskeer en dan plak jy 'n mooi preetjie bo-oor. Maar jy hou nie, en net nou kry jou man ook jou boek in die hande, en dan sal van vooraf oorlog.
maar dan gewoonlik wat gebeur aan die einde van jou stoei en jou sukkel met die Here, dan begin hy jou bedien. En dan raak dit jou vers waarin jy vashou. En oor 2 weke kom hy selfde gevoelens terug en dan blaai jy weer so deur jou joernaal. En dan sien jy maar daai dag 2 weke terug het die Here my opbemoedig. Het hy vir my gesê hou moed, het hy vir my gesê ek is pragtig, het hy vir my gesê ek is slim. Ek het 'n verskriklike lae selfbeeld gehad as jong vrou, niemand het dit geweet nie. Ek het glad nie in myself geglo nie en ek het 'n geweldige verwerping gelei want my pa was 'n alkoholist. So en my ma was baie kwaai, sy was 'n boere tannie wat solid in die woord gesit het, maar sy was daai kwaai tipe tannie. Verstaan julle hoe die mense was in die ou dae? En omdat my pa alkoholist was, kon ons nooit vriende huis toe nooi. So ek het nie eers geweet hoe om te sosialiseer nie. Nou nog is vir my half moeilik as ek mense nooi, want dan dink ek nog steeds in my agterkop, gaan hulle sê ja, gaan hulle by my wil kom kuier. Wie van julle het ook al met dit geloop? So van ons word groot met daai en ander mense, jy is so jaloers, jy kan hulle die gasvryheidsbediening, hulle nooi die hele wêreld, hulle huis is altyd vol mense. So, en ek moes met daai goed by die Here gesit het en jaar na jaar het hy soos 'n ei, het hy die goed kom afskil rondom my. En ek kan vandag voor julle staan en ek is 'n paar kilos oorgewig en ek het 'n paar plooie en ek kan vir julle met my hele hart sê ek is pragtig. Kan julle sien hoe pragtig is ek? Ek is pragtig. Hoe kan ek nie pragtig wees nie, want ek is sy ewebeeld. Hy het my genees. As ek na myself kyk, sien ek Jesus reflekteer. Maar dit begin alles binne in my joernaal, in jou Bybel, sy beloftes, wat hy vir jou vertel, jy is so pragtig, dis waar dit begin. Maar nou wil ek jou vat daar onder op bladsy 1, vat ek julle na Song of Songs, en dis nou die Passion Translation. As jy die boek Hooglied lees hom in Song of Songs. Jy kry dit op jou elektroniese Bybel. Die Bybel is nie altyd te koop nie, maar jy kan in jou gewone Bybel ook oopmaak as jy wil nou, maar ek gaan sommer hierso vir jou lees. Dis nou ek het so ruk terug by die aandgroep vir mense gesê, wat gebeur? Jy stel nooit belang in 'n baba nie. Ja, inteendeel jy hou nie eers van babas. Ek was daar, ek het gesê, maar ek is nie 'n haas nie, ek is nie 'n konyn nie, ek soek die kinders nie. En toe ek hulle soek, toe wil hulle nie kom nie. En toe kry ons 'n baba, en toe begin ek om my rondkyk, as ek in die straat loop, sien ek net babas, en as ek 'n tydskrif blaai, sien ek net babas. En toe wonder ek, maar waar kom al die babas skielik vandaan? En die babas was altyd daar. Maar dit was nie my fokus nie. En dis wat gebeur as Jesus jou eerste liefde raak. Jy gaan hom oral begin sien. Jy sien hom in 'n mooi blom. Jy hoor hom in die geluid van die see, sy krag. En as jy Bybel lees, begin jy Jesus op plekke sien en kry wat gewone mense, hulle verstaan nie, hulle dink jy is nie lekker. En dis wat gebeur met die boek Song of Songs. As jy hom in die Afrikaanse vertalings lees en die rigiede, die King James Version, dan is hy soos dood. En dan gaan jy na die Amplified, dan begin hy vir jou lewendig word. En dan lees jy hom in die Passion Translation, dan sien jy vir Jesus, want die ou wat die Passion Translation vertaal het, was hulle 'n paar keer bo in die hemel. Hy het hemelse ervarings soos Paulus in die Bybel. So sy manier van kyk na Jesus en die bruid is op 3de dimensie. Wie is hy? Brian Simmons sing ek. Jy kan kyk voor in die Passion Translation, maar hy vertaal Bybels vir hierdie klein stad. So dis sy werk, hy vertaal my as 'n pastoor ook. So nou, kom ons kyk hier, so Song of Songs 3 vers 1 tot 4, ek lees daaronder. Night after night, I'm tossing and turning on my bed of travail. Nou, travail beteken jy's in 'n barensnood. Nou, die baba Christus gaan môreoggend saam met jou gaan tee drink, en dan sê sy vir jou, jy het 'n verskriklike moeilike nag agter die rug, ek het nooit geslaap nie. Die volwasse Christen gaan sê, die Here het my 2 uur of 3 uur wakker gemaak en ek het ure by hom gaan sit. Die volwasse Christen verstaan, daar's 'n rede hoekom jy wakker is in die nag. Jy staan op want die Here wil jou ontmoet. Gaan die lig vir party van julle aan. So hou hom klaar as jy wakker is in die nag en begin opstaan. Die Here wil vir jou spesiale goeders wys daar. Dan staan daar, so bed of travail, so dis ons tyd van swaarkry, barensnood, dis 'n moeilike tyd. Why did I let him go from me?
Dis die bruid wat praat van haar bruidegom. How my heart now aches for him, but he is onderstreep nowhere to be found. Jy kom in seisoene wat jy lees Bybel, jy sit in die kerk, maar dit voel mors dood. Dit voel jy, daai klik kom nie. Partykeer is dit omdat jy nie verkeerde Bybelboek lees. Jy kan net 'n nota maak. Of partykeer het jy musiek nodig terwyl jy Bybel lees. Daar wil ek vir jou, vir die wat nog nie weet nie, gaan luister as jy Bybel lees na Dappy T piano. Hy's 'n man wat, hy speel klaviermusiek. Maar dit is geweldig gesalf, want as jy Bybel lees, die fout wat ons maak, ons luister nou na liedjies met woorde. En wat gebeur nou? Bots daai woorde met dit wat die Here vir jou sê. Maar hierdie ou is vir my absolute amazing, want dit is so in die agtergrond, so as ek voel ek connect nie met die Here nie, dan luister ek na Dappy T outomaties in die oggend. Daar's klomp goed vir 3 ure tot 8 ure lank wat jy dan kan luister. Jy kan iemand anders ook gaan soek. So sy sê nou maar, sy kry nie die Here nie. En kyk wat doen sy nou. He's nowhere to be found. So, I must rise in search of him. Daar kom 'n tyd wat jy moet opstaan. Staan nou met jou bed, het jy jou plekkie, ek het my plekkie met my Bybels, jou plekkie waar jy by die Here sit. Dit moet dieselfde plek wees. Dit raak soos jou portal na die Here toe. Al jou goeders is daar, jy hoef nie nou te gaan soek, waar is jou Bybel en waar is jou joernaal en waar is jou penne. So, I rise, hy sê, in search of him. Nou kyk wat doen die jong Christen. Looking throughout the city. Die jong Christen, sy hardloop nou vervaard hier in die stad. Sy moet nou vir Jesus gaan kry. Sy hardloop van konferensie tot konferensie. Sy hardloop van profete konferensie tot profete. Van selgroep tot selgroep, tot hier terughoek, van kerkdiens, vanaand in 'n ander kerk. Sy soek Jesus. Looking throughout the city, seeking until I find him. So daar's 'n soeke. Even if I have to roam through every street. So roam is amper jy hardloop so doelloos. Jy voel daar's nie purpose nie, maar jy weet jy moet hom kry. Nothing will keep me from my search. Nou die feit dat jy hier is vandag sê vir my, jy definitief 'n baie diep soeke na die Here. Nou sê sy, where is he, my soul's true love, onderstreep my soul's true love. Nou daar so die Afrikaans is mooi, dit sê, my sielsbeminde. My sielsbeminde, is dit nie mooi nie? My soul's true love, gee net daar sy notas daar agter. Dan sê sy weer, he is nowhere to be found. So sy soek en soek, sy weet Jesus is haar ware liefde, maar sy kry hom nie. En kyk nou hierso. Onthou sy's nou in die strate. Vers 3, then I encountered the overseers as they encircled the city. En julle, ek het 'n kursus geskryf oor Hooglied, ek het dit vir maande aangebied, en vanoggend lees ek hierdie vir die eerste keer raak. I encountered the overseers as they encircled the city. Weet jy wie loop sy raak daar? Dis die wagters op die mure. Die Afrikaans praat van die wagters op die mure. Wie's die wagters op die mure wat in die nag wakker is? Dis die intercessors. Wow, dis God se lewende woord. En haar soeke na Jesus, sien sy, maar hier's ander mense wat saam met haar wakker is hierdie tyd van die nag. En sy hardloop na hulle, sy sê, waar's Jesus? Waar's my geliefde? Waar's my geliefde? Dink julle hulle gaan haar antwoord? Nee. Want wat is die antwoord? Gaan hulle vir haar Jesus kan gee? Gaan hulle vir haar, nou, dis wat die jong Christen doen, ons hardloop na die intercessors, ons hardloop na die profete, ons hardloop na die beraders, geef vir my Jesus, geef my genesing, geef vir my wat ook al. En hulle antwoord daar nie eers nie, en kyk wat gebeur nou. Then I encountered the overseas as they encircled the city. Amazing, wat doen hulle? Hulle is besig met prayer walks.
Jy kan dit inskryf daar. Hierdie is die ouens wat om die stad, om die geboue, om die mure van Jericho stap. En ook interessant, hoekom lees ek dit nou raak? Want ek het so pas vir ons Bybelskool se volgende kursus geskryf, wat alles gaan oor prayer warriors vir Suid-Afrika. Jy sien so wat gebeur op sekere seisoene van jou lewe. Bestudeer jy sekere tema. Jy sien die babatjie wat jy skielik raak sien, en dis hoekom ek dit nou eers raak gesien het, want dit is my fokus vir die volgende 6 weke. So I asked him, have you found him? Maak you sommer so kursief. Sy sê, het julle vir my Jesus, het julle hom gekry? My heart's true love, so sy gaan soek haar Jesus by hulle. En nou antwoord hulle nie. Nou kyk hierso, 4. Just as I moved past them. Onderstreep, wat gebeur hier? Sy betree 'n nuwe fase van haar groei in Jesus. Sy besef, ek gaan nie vir Jesus by die profeet en my selgroepleier en my pastoor kry nie. Ek gaan nie langer vir Rabbi aanhoudend bel as ek 'n probleem het en sê, bid vir my, kom vir berading nie. Sy beweeg verby die stadium van na die, is dit nie 'n awesome woord nie? Sy beweeg verby die stadium van die mens moet my help. Sy sê, just as I moved past him, I encountered him. I, sirkeltjie om, I and him. Dis haar koneksie. I found the one I adore. So jou joernaal, jou tyd wat jy by die Here sit, is 'n soeke. Ek het al baie vir julle gesê, jy soek en jy sit totdat die klik kom. Partykeer nou, ek werk nie meer nie, so ek kan ure by die Here sit. Ek begin 3 uur in die nag en ek sal vir ure by die Here sit. En partykeer sal ek vir 3 ure sit en die klik kom nog nie. Maar ek sit net rustig, ek geniet net, dan bestudeer ek maar die woord. En dan skielik dan lees ek, dan bid ek, dan worship ek. En dan skielik, dan lees ek een dingetjie. Dan klik dit. Dan weet ek het hom gekry. Dis nie meer net Logos woord nie. Hier's die koneksie met Jesus. Dan is dit so mooi, dan sê ek is so lief vir u, hoe pragtig is die woord nie. Het julle dieselfde ervarings? En as jy begin joernaal hou, dan begin jy daai mooi, pragtige momente begin jy neerskryf. Want oor 2 maande voel jy miskien weer so leeg, of jou beste vriendin voel leeg, of die persoon vir wie jy gaan kuier in die hospitaal voel leeg. En daai maar sê die Here dan vir jou, gaan deel dit met Cecile. En dan as jy vir Cecile die WhatsApp stuur, dan gaan sy sê, maar jy verstaan nie wat hierdie vir my beteken nie. Dis wat jou joernaal doen. Dit raak 'n lewende meganisme om jouself en jou mense om jou te bedien. Now bring him back to the temple within. Wat is die temple within? Your body is the temple of the Holy Spirit. So wat gebeur nou? Dit raak nou 'n gees tot gees koneksie. Where I was given new birth, maak 'n sirkeltjie rondom new birth. Here, as hierdie goed nou vir van ons mense wat die eerste keer hier is, dalk bietjie oorweldigend is, kom ek nou en ek maak die gees van verstaan oor ons los. En ek vra Here dat U alles net bymekaar sal bring in Jesus naam. Amen. Nou, as jy gaan vir Dawid, dis nou jou huiswerk. Jy moet 1 Psalm van Dawid oor gaan mediteer vir oor 2 weke. Nou, dis interessant. Baie van Dawid se psalms is in 'n grot geskryf. Het julle geweet? Ja, die grot se naam was Adullam. Toe Saul hom so gejaag het, sy grotperiode het geboorte gegee aan daai pragtige psalms wat hy, aan sy joernaal wat hy gehou het, wat toe vir ons in die Bybel gesit het. Nou die navorsers sê, weet julle hoe lank was Dawid in die grot? 9 maande. Hoe lank vat dit vir 'n baba om gebore te word? 9 maande. So hierdie is nie vinnige quick fix goeters nie, hoor. Soos ek vir julle gesê het, my selfbeeld om genees te geword het jare gevat. Maar ek moes ophou kyk na woorde. Mense wat goeters vir my sê. En ek moes in die woord begin sit, want die woord het 'n refleksie geword van
Jesus, so, dit gaan nie net so kom nie. Hoe meer jy in die woord sit. So, ek is besig om die tabernakel te bestudeer vir later, sommer so bietjie, die tabernakel was ons nou die tent, die kerk wat hulle rondgedra het. Totdat Salomo presies dieselfde manier gaan bou het in 'n tempel. Nou die tabernakel, eerste ding wat jy gedoen het, jy moes gekies het, jy stap deur die deur. So jy met jou joernaal in jou stilte tyd, dis 'n keuse, niemand dwing jy om daarin te stap nie. So jy stap in en dan die eerste plek wat jy kom, is by die brandofferaltaar en ek gaan nou vir julle 'n skrif gee daaroor. Nou die brandofferaltaar is waar jy gekom het, waar jy het jou diere gebring om te offer. En ek wil nie vandag fokus op dit nie, so wat beteken dit? Hierso, bloed moet gevloei het. Jy moes 'n volmaakte dier gebring het, en dan jy en die priester saamgewerk, jy slag die diertjie se keel af, en die priester, en jy sny hom op, maar die priester vat daai bloed, en hy sprinkel dit teen die altaar, en dan word dit op die vuurvlamme gesit. So, die jong Christen begin hierso. As jy begin joernaal hou, jy begin instap, en die eerste proses wat jy doen, is jy begin jouself kruisig. Jy sê, Here, hier's sonde, hier's vleis binne in my wat afgebrand moet word. Wat jy by die Here sit. Want jy voel soms, jy kan nie deurbreek tot die Here nie, en baie keer is dit omdat daar sonde in jou eie lewe is. Daar's onvergifnis, of jy het nie 'n goeie verhouding met iemand nie. So jou eerste proses, as jy regtig daai klik wil hê met die Here, is jy begin by die brandoffer. Jy vra, Here, is daar goeders in my lewe wat ek moet aflê? En dan die volgende ding, of deel van dit, dan stap jy na daai koper, waskom, wat is dit? Was my. Dawid se Psalm 51, nadat hy gesondig het, is die waslap Psalm. Die message of die boodskap sê, gooi my in die wasmasjien en was my skoon, dis so pragtig. So dis die jong Christen. Nou, as jy deur hierdie goeders is, so jy was en jy kruisig jouself, dan stap jy in hierdie tweede dimensie in. En die tweede dimensie, hier het ons gesê, wie doen meeste van die praatwerk hier? Jy. So jy begin jou joernaal skryf, jy gee al hierdie goed vir die Here, jy gee. So jy bely, en dan, as jy deur hierdie dimensie is, beweeg jy in hierdie dimensie. Nou, net vir korreksie, in die ou tyd mag net die priesters hier in beweeg het, né? So jy toegang gang net tot hierso. Maar Jesus het toe mos gesterf, toe verander dit alles. So nou stap die priester in, en dan, wie mag daar ingestap het? Net die hoëpriester, net een keer 'n jaar. En nou mag jy 24 ure 'n dag daar instap. So nou kom ons by hierdie tweede fase, wie gaan nou al die praatwerk doen? Net jy, of gaan dit verander? Dit gaan verander, want kommunikasie is wat? 'n twee-rigting proses. Jy praat en dan luister jy. So, jy gaan nou, en wie gaan jy dan ontdek hierso in hierdie tweede fase, as jy begin joernaal hou? Jy gaan by die goue kandelaar, by die menorah, by die Heilige Gees uitkom. Jy gaan die tafel met 12 brode eet. Jy gaan so honger word vir die woord, dat jy sommer 12 brode opeet op 'n dag. Die lewendige woord. En dan uiteindelik beweeg jy deur tot by die goue reukaltaar. Ryk hy na vleis wat brand? Nee. Hierso word die vleis geoffer. Hierso word wierook geoffer. Dis die reuk, die goue wierookaltaar. So hier, uiteindelik as jy deur beweeg, kom jy by daai punt wat jy hom net worship. Dan begin jy so aangename geur afskei. Maar ons sê dit, ek doen kort so bietjie deur die jaar met julle. So onthou julle, ons het dit gesê, dis wat in die boek Openbaring is, die goue reukaltaar. So, dis wat jou joernaal jou mee help. Jou joernaal help jou, want dit forceer jou om te gaan sit en dink, wat is my sondes? En dit te gaan bely vir die Here te gee. So ek het daar gesê by bladsy 2,
Boaan, jy doen nie meer al die praatwerk nie. Jy leer dat daar 'n tyd vir stil bly en 'n tyd vir praat is. Nou daai Psalm 39, skryf net daarby 2 Samuel 16 vers 10. 2 Samuel 16 vers 10. En dan, as jy hierdie Psalm, dalk moet jy hom gaan doen vir volgende keer, kan ons almal dalk dieselfde Psalm doen. Dis belangrik as jy Dawid se Psalm lees, onthou julle ek het vir julle gesê, jy het wat nodig? Jy het 'n naslaan Bybel nodig. Daaronder voor op my Bybel staan 'n woord. Daar staan naslaan Bybel. Of die Amplified gee dit vir jou in afval. 'n Naslaan Bybel gee vir jou die kruisverwysings. En as jy 'n naslaan Bybel het, dan gaan hy vir jou wys, hierdie Psalm vat jou na Samuel toe. Dit is hoe jy begin sit by die Here, want nou besef jy wat was die agtergrond waarteen Dawid hierdie Psalm geskryf het. Ja, dit was vir my groot vanoggend. Dit was daai tyd toe Simei, Rabbi het eendag gepreek daaroor. Simei was een van Saul se nakomelinge. En Simei het vir Dawid gehaat en dan loop hy so agter hom aan en vervloek hy hom. En hy gooi hom met klippe. En hy sê vir hom, jou hond, jou slegting, is sommer nou my woorde. En dit was die agtergrond waarteen Dawid hierdie Psalm geskryf het. So ons gaan volgende keer daar praat, maar kyk daai sê Psalm 39. I said I will guard my ways, that I may not onderstreep sin with my tongue. Ons een grootste ding van sonde het alles met ons tong te doen. I will muzzle my mouth. So hy sê, ek is bladsy 2. I will muzzle my mouth. Hy sê, ek gaan my mond toemaak, toewerk met garing. While the, cirkeltjie om, the wicked. Dis verskriklik belangrik, tussen die wicked, hierdie ou wat hom vloek en skree, wat sê hy, wat gaan hy doen? Here, maak my stom soos Jesus aan die kruis. Dat ek nie 'n woord sê nie. En dan loop hy sy pad, en volgende keer gaan ek daar praat, maar kyk dan vers 3. My heart was hot within me. While I was musing, the fire burned. Then I spoke. So sien julle, daar's 'n seisoen wat jy stil bly, en daar's 'n seisoen, then I spoke, maar met wie praat hy? Vers 4. Met die Here. Hy gaan joernaal toe. Hy het hierdie vir ons neergeskryf. So dis fase 2 van heiligmaking. Dan fase 3. Dis die fase wat jy nou nie meer melk drink nie. En daar's Hebreërs 5, ons het 'n hele kursus daarso. Hebreërs 5 vers 13, het julle dit by jou notas. Everyone who lives on milk is unskilled in the word, since he is a spiritual infant. Nou het ons gesê, in die selgroep, die persoon wat sy hele storie uitpak daar, die hetero-leier moet eintlik 'n paar doeke daar hê. En as hy persoon weer so begin, dan sê, kom ons sit vir jou doek aan. Dit klink verskriklik, nê? Maar jy voel jy wil dit doen en vir hulle titie net in mond sit. Want hulle is nog heeltemal babietjies, totally unskilled. En dit is ook die hetero-leier en selleier se job om daai mense te kanaliseer. Want mense bly weg as gevolg van hierdie verbal diarree wat net vir almal gegee word, of jy dit nou wil hê of nie. Dan sê hy hierso, vers 14, but solid food, en dis wat julle almal is, glo ek, is for the what? The spiritually mature whose senses are trained by practice. So wat het gebeur? Jou vleis is nou geoffer, die eie ek, die vlees, jy begin kontak maak met die Heilige Gees, sy woord raak vir jou lewendig, jy kry 'n lewe van worship. So wat gebeur in die mense, jou geestelike sintuie, jy proe hom, jy hoor hom, jy sien hom, jy ruik hom, jy voel hom. Ons het so hele kursus aangebied oor die 5 geestelike sintuie. So die spiritually mature beweeg op 'n vlak waar jy God kan hoor en sien. Maar joernaal hou help jou om dit te begin ontwikkel.
Daai klik wat kom. Jy sit in jou binnekamer en skielik kry jy hierdie heerlike soet reuk. Ons het mense in ons kursus gehad, 2 of 3 het gesê, was Nikkie nogal een wat gesê het julle ruik brood, was jy een? Nee. Ek onthou, party mense sê hulle ruik vars brood, dis hulle ervaring. So, wat het die mense is hulle? Hulle ruik fisies die brood. Party van ons voel sy glory. Of ons voel die evil. En dan kyk nou hier, die Passion Translation, net onder dit. Solid food is for the mature. Nou wat eet jy op die stadium? Lees jy 10 minute 'n dag 'n psalm en as jy klaar Bybel gelees? Jy gaan nie ontwikkel nie. Toe my ma dood is, toe probeer ek nou al die persoonlike goedjies van haar hou, en ek eer my ma, sy was 'n tradisionele Christen, maar sy was 'n bidder, en elke oggend as ek opstaan, het sy in die voorste sitkamer gesit, by die tafel, en ek het gesien hoe lees sy Bybel. En ek het gesien hoe skryf sy in haar joernaal. Toe vat ek haar joernaal, maar my ma se joernaal het al wat sy gedoen het, sy het net Bybelversies neergeskryf. Want jy sien, baie van hulle was op daai dimensie, Topperkerk, solid in die woord, maar dis vir my asof in ma, ek weet nie of die Here haar dat laat hoor, maar sy sal verstaan wat ek sê. Jy kom tot by hierdie stadium, maar dis 'n stadium wat jy moet begin deurbreek. So haar joernaal was vir my morsdood, daar was geen openbarings buiten dit wat sy gelees het nie. Wil jy by daai plek kom dat jy die diep goeters van God, soos wat ons nou net gelees is van hierdie ouens, die wagters op die mure. Ek bedoel, iemand wat net Bybel lees, gaan dit nie raak lees nie. Jy lees net die Bybel, jy maak hom toe, en nou voel jy goed, want jy het daar in Bybel gelees. Maar Jesus sê dit, the mature spiritual senses perceive heavenly matters. Onderstreep dit. Dis hoekom ek sê die passion is so mooi. So wat gaan gebeur in jou tyd wat jy by die Here sit? Beweeg jy in 'n hemelse dimensie in. Jy sien goeders wat in die hemelse dimensie aangaan. Perceive, you feel it, you taste it, you smell it. En kyk hierso. They have been adequately trained, onderstreep train. So jy met jou geestelike sintuie train, dis hoekom ons daai kursus gedoen het. Nou, verskriklik belangrik, but by what they have experienced. Onderstreep experience sommer 3 keer. Net gou 'n bietjie water drink. Wat beteken dit? Wat is jou grootste trainer in die lewe? Experience, die lewe. Luister julle soms na Joyce Meyer? Okay, wie ken nie vir Joyce Meyer nie? Nina, ek sal vir jou link stuur. Sy is nou al 78, sy is een van die mees dynamiese teachers. Nou sy gebruik haar lewe as verwysingsraamwerk om te teach. Sy het duisende mense gaan luister na haar. Nou sy is deur haar pa gemolesteer as kind, van kleins af, en deur haar ooms. En haar ma was so bang vir haar pa, maar dit net gelos en het laat gebeur. En omtrent in elke preek wat sy gee, verwys sy na dit. Maar sy vertel nooit van die gory goeters nie. Dis elke keer haar storie van oorwinning. Hoe die Here dit gebruik het om haar te help. So elke ding wat in jou lewe gebeur, elke sleg ding, is besig om jou geestesspiere te ontwikkel. Dit is besig om die vlees te kruisig. En dis hoekom jou joernaal belangrik is, want dis lekker as jy 'n jaar vorentoe, nou gaan jy terug na daai joernaal en sien jy, het jy oorwinning oor daai ding gekry? Het jy vergifnis gekry? Het die Here jou bemoedig? So dis 'n rekord van of iets opskrif van jou pad wat jy loop met die Here. So wat nou gebeur, is jy beweeg in die dimensie in. Nou wie van julle hier het nie regtig tyd om by die Here te sit nie? Jou lewe is te besig. Nikkie, jy het so baie kinders, het jy tyd om by die Here te sit? Maak jy tyd, het jy 'n plek, hoe maak jy dat die kinders jou nie pla nie? Okay.
van hulle is daarom uit die huis uit, so Ja. ons het meer tyd. Ja, ek maak tyd. Is dit gewoonlik dieselfde tyd? Ek probeer in die oggende, ja. Okay, voor almal wakker word. Eintlik meer as ek die kinders afgelaai het, want ek is nou by die huis. Okay. So Okay. ek Okay, goed. So maar ons besef, dis 'n tyd wat ons moet uitsit. Nou wie van julle het die afgelope jaar nou al meer tyd by die Here begin sit? Wie daai tyd nou al? Daar sê, dis fantasties. Ek onthou op skool 10 minute 'n dag. Ek was in die meisieskool en ek eer nou nog daai skool vandag. Elke oggend en aand het die klok gelui in die koshuis en dan moes ons op ons knieë by ons bed gaan sit het en Bybel lees en die deur was oop. Dan het tannie omgeloop om seker te maak jy lees Bybel. Maar dit het my in daai geestelike dissipline. So jy moet in 'n geestelike dissipline kom. Maar dan jou 10 minute moet 20 minute, moet 30 minute, moet 3 ure, moet 8 ure. Ek was verstom jare terug toe ek na predikers begin lees, luister soos Andrew Wommack en ek hoor 8, 9 ure 'n dag. Toe stres dit my. Ja, julle, daar's mense wat 8 of 9 ure 'n dag Bybel lees. Hier kyk jy na een. Dit het vir my so, en ek sê dit weer met die grootste vrymoedigheid, want dit het my leefwyse geword. Nou, weer eens, ek het nie 'n beroep, ek werk nie. Ek kan by die Here sit so lank ek wil. Partykeer is dit 5 ure, is nie altyd 8 of 9 ure nie. Wie van julle sit partykeer 8 of 9 ure by die Bybel? Het jy al ooit daaraan gedink dat jy dit kan doen? Strek ek jou vandag? Nou die vakansie toe besluit ek gaan nou 'n bietjie rus. Ek gaan nou in die 3 uur, as ek wakker word 3 uur in die oggend, dan gaan ek myself dwing om tot 5 uur te slaap. En dan gaan ek 5 uur begin Bybel lees. En weet julle, ek het dit vir 2 oggende gedoen, toe ek terug by my 3 uur in die oggend, want dit is net jou tyd met die Here, want nou het ek basies 2 ure gemis. Ek het nog steeds al die tyd, maar ek het daai tyd wat die Here vir my sê, staan op, staan op, staan op, dis my tyd. En wat ook met my begin gebeur het, ek het jare altyd verskriklik baie gedroom. Ek het in die oggend omtrent 'n halfuur gevat om net my drome neer te skryf. Nou droom ek net hier en daar spot aan goeters, want ek begin 2 uur in die nag of 3 uur in die nag Bybel lees, wanneer ander mense tyd het om te droom. So daar's seisoene. As die Here sien, maar jy slaap vreeslik, gaan hy maar met jou praat in drome. Maar dan as jy begin, ek's ernstig, hy gaan daarom jou aandag kry terwyl jy slaap. En dan baie van ons is so lui, ons skryf nie eers neer wat hy vir ons sê nie. Ok, ek wil nou kom by ons gevalle studie. Ek gaan kyk na Job. Job is een van die mooiste boeke in die Bybel en na vandag gaan jy dit besef. Dit gaan heel alles oopmaak vir jou. Nou Job se fases, ek gaan so vinnig, ek gaan nie alles lees, jy kan dit bestudeer. Ons almal ken Job se storie en omdat al sy kinders en almal doodgaan, wil ons nie die boek lees nie. Dis wat die duiwel doen. Nee, ek wil nie hierdie boek lees nie. Maar dit was net die eerste hoofstuk. Nou kyk wat gebeur. Die eerste ding wat gebeur in Job 2, maak gaan jou Bybel oop as jy hom het. Het ons 'n paar Bybels, as jy nie het nie, maak dit nie saak nie. Job 2, nou gebeur hierdie goeters, jy sien die weerstorm, sy kinders is almal dood, sy vrou is nog in die storie, so sy gaan nie dood nie. En dis nie goed genoeg nie, die duiwel kom klaam weer aan by die Here en hy sê nee, maar Job kry nog nie swaar genoeg nie, so wat gebeur toe met Job? Hy word siek. So wat probeer die duiwel doen? Hy probeer aanvalle na jou stuur en as hy sien, maar jy knak nog nie, dan probeer hy jou gesondheid ook aanval. So sien jy sy triek. En dan staan hier so, Job 2 vers 10, die tweede deel. Jy kan dit onderstreep in jou Bybel as jy wil. Job 2 vers 10. By dit alles het Job nie gesondig, onderstreep, met sy lippe nie. Het jy dit al ooit raak gelees? Hy het nie gesondig met sy woorde nie. Hy het stil gebly. So, sy kinders is dood, hy het alles verloor en nou is hy vol swere. En nog steeds bly hy tjoep stil. Nou, vers 12.
Nou kom sy vriende nader, die 3 vriende. Hulle het op 'n afstand hulle oë opgeslaan en hulle het hom nie herken nie. Sien jy nie herken nie? Skryf daarin Jesaja 52 vers 14. Ek gaan nou verduidelik. Jesaja 52 vers 14. Dit wys die Here ook vir my vandag, want ons is besig met Jesaja op die oomblik. Wat staan in Jesaja 52 vers 14? Jesus was misvormd. En sy voorkoms was so misvormd dat hy nie soos 'n mens gelyk nie. Nou Job is 'n skadubeeld van Jesus Christus. 14. Job is 'n skadubeeld, 'n shadow van Jesus Christus, hierdie man vol sonder sonde wat deur hierdie verskriklike goed gaan. En hier sien ek wraggies die vers, want wat sê dit? Job het so erg gelyk, sy vriende het hom nie herken nie. In Jesaja lees ons, Jesus was so misvormd, hy het nie meer soos 'n mens gelyk aan die kruis nie. So wat is besig om hier te gebeur? Job gaan deur hierdie. Hy gaan deur hierdie brandoffer deel van sy lewe. En wat doen sy vriende nou? Hulle was toe nog goeie vriende, kyk haar. Hulle het hulle stem verhef en geween, nou huil hulle saam met hom. Hulle het by hom op die grond gaan sit, 7 dae en 7 nagte lank, sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het. So praat hulle. Vir 7 dae bly hulle stil. So die eerste 7 dae kom Job en sy vriende die toets deur. Hulle is doodstil. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Die lam wat na die slagpale gelei het, was stom. Jesaja 53. Hy het nie 'n woord gespreek nie. So, nou kyk die duiwel. Hy het nou hierdie ouens gaan aankla en hy sê, wow, Job vraggies is hy genuine so vroom soos wat die Here nou met hom gespog het. Hier gaan hy deur al hierdie pyn en vir 7 dae sê hulle nie 'n woord nie. Sy vriende ook. Dis wat ware vriende doen wanneer jy iemand gaan besoek wat rou. Ja. Dat dit sou sommer 'n les wees vir ons almal. En toe gebeur daar 'n ding. Nou gaan ons na Job 3 toe. Het jy jou Bybel? Job 3 vers 1. Daarna het Job wat sy mond oopgemaak en sy dag waarop hy gebore is vervloek. So vir 7 dae kry hy dit reg om nie te praat nie. Ek weet, dit gebeur met ons almal. Jy kry dit reg, jy loop in oorwinning, jy praat nie oor jou stryd nie. En dan nie by dag 8, dan kan jy dit nie meer hou nie. Waar die vlees weer deurkom? Huh? Is dit waar die vlees ook weer deurkom? Die vrees van Job. Nee, ek bedoel, Oor die vlees, definitief. Dankie Vanessa. So daar's Vanessa, dat jy sommer sien. Goed, ek het vir hom geskinder van jou. So wat gebeur? Job vervloek die dag wat hy gebore is. En wat sê die duiwel? Die duiwel sê, aha, het jou, jy het in die trap getrap, jy het jou mond oopgemaak, en jy het jou geboorte vervloek. So kan die duiwel toe lekker kry, kan hy toe daai woorde vat. Hy vat daai woorde, want waar het Job dit gesê? Voor sy 3 vriende. En wat trigger dit? Bly sy vriende steeds stil? Nee, want hierdie woorde hang nou in die lug. Job het dit nie in sy joernaal gaan skryf nie. Hy het dit nie vir homself gehou nie. Hy sê, vervloek is die dag, en wat begin sy vriende doen? Hulle begin hom condemn. Hulle begin hom accuse. Ek het Revelation 12, 10-11 vir jou daar in 'n blokkie geskryf. Jy kan self gaan kyk na dit op jou eie. So wat hulle raak toe? In hoofstuk 1 was die duiwel Job se accuser. Onthou julle, hulle het opgegaan hemel toe, en toe kla hy vir Job aan. En nou, omdat Job nie sy mond kon hou nie, begin sy eie vriende hom accuse en vir hom preek.
En dis, so hulle begin nou praat, ag, is so swaar, jy Job nie, jy het regtig 'n moeilike lewe, wie jy. En dan sê Job, maar ek is vroom, maar sê hulle, maar jy's geen so vroom soos wat jy dink nie. So dis wat ons ook doen, nou kry ons vriende so, hi Sunny, wie jou man was regtig lelik met jou. Ek kan verstaan dat jy so voel, hy is eintlik 'n nare mens, en weet jy, ek het hom 2 weke terug saam met 'n ander vrou ook daar iewers gesien. So dis wat ons doen. Dis hoekom ek vir mense aanmoedig, as jy deur 'n swaar tyd gaan, stuur vir my 'n SMS, stuur vir my 'n kruisie, dan weet ek moet bid, maar ek wil nie jou woorde hoor nie, want jou woorde gee die duiwel skiet goed om dit te vat. Ek het 'n boek gelees jare terug, Vrou na 'n man se hart. Ek onthou nie veel van die boek, maar dis daai tyd wat ek nou baie keer my tas gepak het. Ek het toe besef ek het die boek nodig. En ek onthou een ding in daai boek. Jong, my man was vreeslik kwaai. Ek was die dierbaarheid van self. Daar het een ding gestaan. En ek het dit vir my gevat. Daai vrou het gesê, sy praat met niemand oor haar man en sy swakhede en sy foute, behalwe met die Here nie. Daai ding het by my vasgesteek. Ek en Willie sal 3 koffers al gepak het. My ma sou nie geweet het, my beste vriendin, ek het vir niemand ooit gesê hoe sleg dit gaan nie. Dit het by my vasgehak, en as ons daai ding nie kan vat, jy praat en dis jou groot funksie van jou joernaal. Jy gee dit vir die Here. Hou op om soos Job, want jou woorde hang daar en die duiwel kan werk met dit. Ek het nou die dag interessant gelees, ons het al gepraat van dit in Daniël, en dis die een groep engele wat ons nie behandel het in ons kursus nie. Praat van die watchers. Die King James Version. Wat is die watchers? Dis die engele, die baddies, die bose geeste wat ons dophou. En onthou julle, ek het 'n teaching daar gegee. Hulle wag en dan vat hulle jou woorde. En dan dra hulle dit aan, dan kan die duiwel dit gebruik. So alles gaan joernaal toe. Nie mense toe nie. Nie eers jou beste vriendin nie. Want dan kan die duiwel dit nie meer gebruik nie. En jy moet vandag daai goed wat jy gaan praat het, onmiddellik bely en vir die Here gee. En gaan kanselleer. Ons gaan nou sien, dis wat Job gedoen het. Nou vir julle wys. Nou vervloek hy, en dan sal Elihu wat instap, hy's 'n ander ou, hoor, ek wil nie nou oor hom praat nie, maar dan fase 3. Nou het Job en sy vriende heen en weer gepraat, en dan uiteindelik van hoofstuk 38 praat God, en gaan nou na Job 39 in jou Bybel. Is jy nog by? Sy is nou gesond, so haar kop is nou baie mooi in mekaar geskroef. Ek check net hierso. OK. Job 39, vers 37. Uiteindelik praat God nou, want Job en sy vriende was so besig met hulle klaagliedere, soos in Jeremia se tyd, nê? En uiteindelik kry die Here nou 'n woord in, maar Elihu is verskriklik interessant. Hy's amper die ou wat nou tussenin, wat in die gap kom staan, en hy begin op God fokus. En, vers 37, dink ek. Dat is nie 37. Ja, dat is 37. Job 39. Ek het direk na Job 39 gegaan, vers 37. Job 39 vers 37. Okay, is dit 'n Engelse Bybel? Dis 10:1 in die volgende hoofstuk ingesit. Kyk gou die volgende hoofstuk se vers 1. Want hoekom? Die Bybel in die ou dae het glad nie hoofstukke en verse gehad nie. Ja, daar leer julle sommer weer iets net. So hierdie vertaler in Jesaja gebeur het ook het gesien, maar dit hoort eintlik beter by die volgende hoofstuk. Is dit die Amplified? OK, het jy nou iets nuuts geleer? So moet nou nie op Facebook gaan post die Amplified los sekere verse uit nie. Dis wat gebeur. Ja, daai vers, kyk hier, hy's nie in die Bybel nie. Want ons ken nie die Bybel. Dankie vir dit. Goed, nou lees ons. Hy sê,
kyk, ek is te gering, wat kan ek u antwoord? Wat doen Job nou? Praat hy nog met sy vriende? Hy praat uiteindelik direk met God. Hy breek deur, en hy besef my sonde, en hy begin uiteindelik met God self praat. Ek lê my hand op my mond, onderstreep dit. So hy besef, wat was sy grootste struikelblok? Is sy woorde. Wat het Dawid gedoen? Hy het gesê, ek maak my mond toe. Ek lê my hand op my mond, eenmaal het ek gespreek, maar ek sal nie meer antwoord nie. Ja, 2 maal, maar ek sal nie voortgaan. Hy sê, Here, vandag hou ek op om my woorde so saad in die wind te laat gaan. Ek is klaar. Want ek het geleer by u, wat het Jesus aan die kruis gedoen? Hy was stom. Hy het nie 'n woord gesê nie. Want as Jesus gepraat het aan die kruis, dan sou die kruisiging nie plaasgevind het nie. Want die engele sou hom dadelik kom help het. En sy wil sou nie kon plaasvind nie. So as ons net hierdie een ding vandag kan vat, skryf dit in jou joernaal, soos Elsa gesê het, ek moet daai pyn uit my kry. Maar jy praat met God en met God alleen. Dis die hooffunksie van jou joernaal. En weet jy, selfs die grootste, diepste Christene, daar kom seisoene wat jy so stikkend is, dat jy dit net moet neerskryf. Ons almal gaan steeds daardeur. Ok, nou, fase 4. Nou praat die Here, nou, jy kan nou weer in jou Bybel kyk, Job 42 vers 3, Amplified. Kyk daarso, dit was mooi, vers 3, ek weet nie of jou Bybel dit so, dit sê, therefore I now see, kan julle sien, hoekom hou ek van die Amplified? Die Amplified sit vir jou in hakies om te verduidelik, so wie praat hier? Job, hy sê, now I see. Wat is nou? Het nou iets gebeur, ek het my mond begin toemaak. I see I have rashly uttered. Dit beteken my mond was soos maagwerkings gewees. Ek het net gepraat. That which I did not understand. Ek het net gepraat. Things too wonderful for me, which I did not know. En julle, ons het nou daai kursus gedoen, dis die gees van die Here, die 7 geeste, kan julle, watter gees praat ons van daar? Now is what? It's a spirit of knowledge. He was lacking the spirit of knowledge and understanding. He says there, I don't understand, I didn't understand. So, sien jy, hy het nog so in sy vleesdimensie in beweeg, dat hierdie liggies wat vir ons aangaan, gaan nou eers aan. Maar om by daai plek te kom, het jy jou mond kruisig. Nie net in wat jy eet nie, maar wat jy sê, en wat jy praat, en kritiseer, bou jy op. I've rashly uttered that, en dan sê hy, vers 4, Hear please, and I will speak. Nou sê Here, ek gaan nou praat, maar ek gaan nou met u praat. I will ask you, onderstreep you. Ek gaan nie meer met hierdie 3 vriende praat nie. Nou praat ek net met u. And you instruct and answer me. En hierso is die kern van Job se ommeswaai. I had heard of you only. So hy sê tot vandag, soos my ma toe sy haar joernaal geskryf het ek nog net van u gehoor. Ek het na die wagters op die mure, ek het na die pastoor, ek het na die profeet, na die selleier, ek het by hulle gaan hoor, maar ek het u nie regtig geken nie. Dis hoekom ek sê, joernaal toe, God toe, begin self, hy sê, I had heard of you only by the hearing of the ear, but now, onderstreep, my spiritual eyes sees you. So wat het gebeur? Daai Hebrews 5:14, my spiritual senses are open now. I hear you with my spiritual eyes and heart and ear. Maar wat is kern daar? Hy moes sy mond bely, hy moes sy woorde bely, daai vloeke wat ons oor mekaar uitspreek, ek gaan jy nou saam met my stem, Vader in die naam van Jesus,
bely ek daai woorde wat ek die afgelope ruk uitgespreek het, waarvan U my nou kan wiek. Ek vra dat U my sal vergewe. En ek kanselleer daai vloeke in die naam van Jesus oor ons almal nou, in Jesus naam. En ek vra Here dat U dit sal omswaai in seëninge soos wat met Job gebeur het in sy lewe. Kom ons kyk gou in Jesus naam. Amen. Nou kyk hierso. Vers 6. Therefore I retract my words. Wat sê hy? Ek trek nou my woorde terug. Is dit ongeluk so maklik? Ek kan nie, as ek vir jou iets gesê het, sê ek trek my woorde terug nie, maar by God kan ons dit doen. Ons sê, ek is so jammer, vat U nou daai woorde en maak positief. I retract my words and I repent in dust and ashes. So wat gebeur hier? Sy hart verander. Hy praat nie net meer van God met sy vriende nie. Dis 'n regtige, egtige, ek is so verskriklik jammer, Here. En toe kan die goeters begin gebeur vir Job. En dan stap 2, nou gebeur 'n amazing ding. Vers 7, het jy Job 42, ek het dit ook nog nooit raak gelees nie. Vers 7, toe sê die Here aan Elifas, met wie praat die Here nou skielik? Met sy vriende. Wat het nou gebeur? Job bely, dit maak die poort oop dat God direk met Job praat, en Job se belydenis maak dat God nou die werk kan voorsit in Job se vriende. It's amazing. Daai vriende wat hierdie lelike goed van hom sê, wat hom so sleg behandel, omdat hy bely het. So Job sê ek is 'n tipe Jesus, want wat doen hy? Hy gaan staan in die gap. En hy maak 'n pad oop, dat God nou ook praat met Elifas en daai 2 perde. Kyk daarso. Sê die Here aan Elifas, die Temaniet, my toorn het ontvlam teen jou en jou 2 vriende. Want julle het nie reg van my gespreek soos Job nie. En nou sê hy vir hulle, kykie, waarvan het ons gepraat hier? Van 'n brandoffer. Neem 7 bulle en 7 ramme. 7 is wat? Die volmaakte getal. Gaan na Job. So wat word Job hier? Hy word die priester. Want wat gebeur hier in die tabernakel? Jy bring jou duif of jou lam of jou bees, maar jy moet 7 van elk bring. En gaan na Job, daai tyd was daar nog nie 'n priester nie. Gaan na Job, vat hierdie 14 diere, bring 'n brandoffer vir julle, onderstreep vir julle. So wat sê hy? Kom doen belydenis vir julle sonde. Hy gee nou vir hulle 'n kans. En dan laat Job vir julle bid. Bring die brandoffer, laat Job verteenwoordig die priester. Want jy kon nie hierdie dier alleen offer hier nie. En wie word uiteindelik ons priester? Jesus Christus. Is dit pragtig? Die verskuilde skadu's hierso nie. Laat Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem. Ek gaan net luister as Job vir julle intree. Jesus ons intercessor. Ons land amper. Nou, bladsy 4 in die middel amper, Job 42 vers 10. Jy kan dit ook in jou Bybel doen. Job 42 vers 10. Wat gebeur nou? Ek skryf daar by stap 3. Sien jy stap 3 bladsy 4? Dit was so 'n mooi openbaring. Job bereik nou die hoogste vlak van geestelike volwassenheid. Hoekom? Hy bid vir sy vriende. Hy seën hulle. Ek sien jy frons. Hoekom? Een van die moeilikste goed vir my persoonlik is om die mense wat my vervloek, soos Dawid, daai ou wat hom vloek met is om hulle te seën. Om hulle regtig te seën, om regtig vir hulle te bid. Wie van julle sukkel ook daarmee? Jy kies om dit te doen. Jy kruisig die eie ek. So dis hoekom ek sien letterlik hoe Job hier deurstap. Hy het homself geoffer, hy het sy tong geoffer. En nou
bid hy's op so 'n hoë level, dat hy soos Jesus, sien jy weer die skadebeeld, dat hy soos Jesus aan die kruis kan sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid vir hulle en kyk wat gebeur met hulle. Ons almal het, wie het so iemand in jou lewe wat jou baie seer gemaak het? Kom nie Job nie. Vir my, dis makliker om mense wat my seer maak te vergewe, maar as dit aan my man of aan my kinders maak. Dit is so. Is vir jou erger, nê? Maar ons almal het daai persoon en dan ons dink ons het die persoon al vrygespreek en dan partykeer dan kom die goed nog steeds terug, nê? Ja. Job 42 vers 10. Die Here het die lot van Job verander, wanneer toe hy vir sy vriende gebid het. Daar verander sy hele lewe neem 'n wending. En hy kry sy besittings terug. Nou kyk vers 11 was vir my groot, as jy in jou Bybel, Job 42 vers 11. Wie kom nou skielik in die storie in? Wat nog nie voorheen in die storie was nie. Sy broers, sy susters en die bekendes van vroeër. Presies. En dis wat gebeur. Nou gaan ons deur 'n moeilike seisoen. Ek is vir 'n jaar deur so 'n seisoen in my lewe. En weet julle wat gebeur in daai seisoen? Hierdie mense is gone. Daar's nie een van hulle nie. Jy kry nie 'n WhatsApp nie. Jy kry nie 'n telefoonoproep. Dis asof hulle regtig van die aarde af verdwyn het. Wie het dit al geleef? En nou vra jy, Here, maar wat gaan aan? Waar is hierdie sogenaamde vriende? Hoekom is hulle so ongeskik? Is hulle nie lief vir my nie? Maar weet julle wat is dit? Hulle is so in hierdie dimensie in. Hulle verstaan, die Here sê vir hulle, trek terug vir 'n seisoen. Kom uit die pad, dat ek die werk kan doen. Maar nou kry jy byvoorbeeld mense, hulle het vreeslik offens gevat in die kerk, nê? En nou wag hulle, en ek sê vir jou weer, as iemand offens gevat het, moet nie nader beweeg nie. Want die mense wat offens gevat het, wil hulle storie vertel. Al wat jy doen, jy koop vir hulle The Bite of Satan van John Bevere. Jy pos hom ook sommer vir hulle, nê? Ek moes dit werk baie keer al. So wat doen dit? Nou gaan kuier jy, waar is julle, ons mis julle. En dis al waarvoor die duiwel wag. Hy wil hê, hulle moet hulle storie vertel. En daai ouderling het my nie gegroet nie. Weet jy, die selgroepleier het my nog een keer laat bid nie. Jy kry dit gereeld in die kerk. So daar kom 'n plek waar die Here vir jou sê, beweeg uit hulle spasie uit, sodat ek die werk kan doen. Want die Here is besig met daai persoon om homself te kruisig en te was. En eers as die persoon op daai punt uitkom, en hulle self kom verneder en sê, ons is terug in die kerk, ons was verkeerd, die fout was by my eie ek was so vol. Wat gebeur? Al sy broers, sy susters, sy geestelike broers, sy geestelike susters, al die bekendes, die ware geesteskinders, beweeg terug. Julle is dit nie 'n amazing boek nie. Die Here het my van gisteroggend af so bederf, ek wou 'n ander les gee, en hier begin hy net die downloads gee. Waar kom die downloads? Staan 3 uur in die oggend af. So van nou af as jy wakker word, Here, wat gaan jy vir my sê vandag? Okay. En nou kom, hulle gee vir hom nou tot 'n geldstuk en 'n goue ring elkeen. Nou daai is jou huiswerk. Ek het nog nie tyd gehad nie, maar dit tikkel nou vir my. Sharon, jy ken die Bybel so goed. Okay, gaan doen 'n bietjie navorsing. Nou, hoe doen jy navorsing? Jy tik in Job 42 vers 11 meaning. Jy tik dit in op tannie Google. Job 42 vers 11 meaning. En dan gaan daar klomp verskillende mense wees wat verskillende verduidelikings gee. Want dit tikkel vir my, hoekom gee hulle vir elkeen vir Job 'n geldstuk en 'n ring? Yes. Nee, ek het net gegaan, ek het naas aan Bybel soos jy, toe ek het gegaan na Job 19, ja? vers 13, en dit sê, my broers het hy ver van my verwyder, en my bekendes het
vir my heeltemal vreemd geword. Wragties. Ons dink hy vat hulle, ons dink hulle het ons verlaat. Ja. Maar God het hulle uit die pad gevat. En hierso verduidelik. Sien julle die rykdom van so 'n tipe Bybel? Is 'n naslaan Bybel. Fantasties. Maar hoekom 'n ring en hoekom 'n geldstuk? Dit moet een of ander simboliek hê en gaan soek dit self. Die Amplified sê earring. 'n Earring. Dit moet iets te doen hê met vriendskap of ons soos 'n seelring of wat ook al, ek weet nie. Goed. Nou. Die was vir my groot. Job 42 vers 12. Die Here het aan die einde vir Job meer geseën as die begin. En hy gee vir hom 7 seuns en 3 dogters, maar die storie eindig nie hier nie. Hy gee daai dogters Job 42 vers 14, hy gee hulle name. En hulle name is Jemima, Kezia en Keren-Happuch. En daarin kruip verskriklik baie weg. Want ons dink die hele tyd, maar Job is so verskriklik hartseer, ek wil nie die boek lees nie. Maar die Here sê, hy het volkome herstel vir Job gebring. Kan dit wees dat die Here al sy pyn weggevat het? Het julle al gehoor, mense staan iemand aan die dood af, en dan vra jy vir hulle, kom by mens daarom oor dit? En dan sal hulle vir jou sê, nee, jy kom nooit oor dit nie, jy leer daarmee saamleef. Wie dit al gehoor? Goed, maar nou wil ek vir jou sê, as jou ma en pa doodgaan, is hierdie wat ek nou net gesê het te leen. Hoekom? Jy leer nie daar, jy raak gesond. Wie het hulle ma of pa nie dood afgestaan? Daar's 'n seisoen en die Here maak jou heeltemal gesond as jou ma en pa doodgaan. Behalwe as daar onvergifnis of iets is wat jy saam met iemand moet sit. Maar ek het al baie gehoor mense wat kinders aan die dood afstaan. Almal van hulle sê dit raak erger, dit raak nie beter nie, jy leer daarmee saamleef. Stem julle saam? Maar nou, kyk hier. Job het al sy kinders verloor en die Here gee vir hom nuwe kinders. En nou doop hy hulle iets. Kom ons kyk gou wat beteken elkeen se naam. Ek het daaronder geskryf. En nou gaan jy terug na jou eie Bybel en dan skryf jy dit in daar, sodat volgende keer as jy Bybel lees, is dit daar. Jemima beteken duif of vrede of hoop. Wat sê dit? Job het nuwe hoop, hy het vrede met God. Hy het vrede binne in homself. Kezia beteken cinnamon, en die Here sê toe vir my, as jy aan kaneel dink, waaraan dink jy? Aan jou ma, aan jou huis, is ek reg? Pannekoek, maar wie het pannekoek gebak? Melktert. Melktert, ja. Wie het melktert gemaak? Jou ma, so dis huis. So, huis, verstaan julle, huis, in die huis van my vader, is daar baie wonings. Restored to the heart of God, en dit is so, wat ons gaan lees as ons Dawid bestudeer. Nou kyk by Keren-Happuch, ek weet glad nie hoe mense dit uitspreek nie. Dark eyes, child of beauty, en dit is soos hierdie swart kruit wat hulle gebruik het om mascara om hulle oë te sit. Horn of a mineral used to make mascara. Nou kyk hier so onderstreep. Radiate with beautiful eyes. Radiate, wat beteken radiate? Jy gloei. Die Here skyn uit jou, om jou. En waar radiate 'n mens? Wanneer radiate jy? Hierso? Hierso? Hier begin jy darem maar ruik na die heerlikheid van die Here. Wanneer radiate jy? Daarso. Nou, hoekom gee Job vir sy kind so 'n naam? Het hy in die volle vreugde, in his presence, his fullness of joy, het hy in dit inbeweeg, ten spyte van. So dit van nou af, as jy bid vir jou vriendin, of iemand wat 'n kind aan die dood afgestaan het, dan begin jy Keren-Happuch se naam oor haar bid, of oor hom, daai vriende van jou bid, en sê, you will radiate with the oil of gladness. Dan sê jy,
Weeping endures for the night, but joy comes in the morning. En dat ons dit vir onsself ook begin vat. Ek glo regtig, ons hoef nie vir die res van ons lewe te rou oor goeders nie. Daar kom 'n plek wat jy so diep in God se teenwoordigheid in beweeg, dat daar volle genesing vir ons elkeen kan plaasvind. Amen.